Nou tot dusver het ons nou gewerk met ons trigonometriese funksies en ons het nou elke keer die funksie gekry en dan moet ons die skets teken en bepaalde antwoorde antwoord. Nou in vandag se lesie gaan ons kyk hoe om die vergelyking van 'n trigonometriese funksie te bepaal wanneer die skets vir ons gegee is. Met ander woorde, ons gaan nou die teenoorgestelde doen. Ons het nou die skets van die grafiek van die trig-funksie en ons moet nou gaan kyk wat die vergelyking dan van hierdie trig-funksie is. Nou, om die vergelyking van 'n trig-funksie te bepaal, is dit baie belangrik dat ons die basiese grafieke baie goed ken, sodat ons die grafiek kan herken as ons hom sien. Met ander woorde, ons moet 'n singrafiek kan eien, ons moet 'n kosgrafiek kan eien en ons moet 'n tangrafiek kan eien. So kom ons teken net gou-gou ons basiese grafiekies, sodat ons daaruit mooi kan kyk hoe om die grafieke te herken. So as ons kyk na ons basiese singrafiek, ons basiese singrafiekie weet ons, as ons nou mooi kyk, onthou, hy begin by 0 en 0, dan is hy 90 en 1, 180 weer en 0, 270 minus 1 en 360 en 0. Hy gaan eers op, hy styg eers, en dan neem hy af, by 270 en minus 1 draai hy weer, so ons draaipunte is die punt 90 en 1, en 270 grade en minus 1. En elkeen van hierdie punte is ons kritieke punte. So as ons kyk na ons kritieke punte, is dit belangrik om hulle goed te ken, want ons kan sien watter verskuiwing en watter vergroting het dan plaasgevind as ons hulle mooi ken. Goed, as ons kyk na ons kosgrafiek, ons basiese kosgrafiek kan julle mooi onthou. Ek het weer my x-assie en my y-assie. 1 en min 1 is ons grense, ons maksimum en ons minimum waarde, 90, 180, 270 en 360 grade. Nou ons kosgrafiek is mos 'n dalende grafiek eers, so hy begin by 1, dan is hy 90 en 0, 180 en minus 1, 270 en 0 en 360 weer en 1. Goed, ons kan onthou, ons periode is 360 grade, want dit is so lank soos wat hy vat, voordat hy sy siklus weer begin herhaal, né? Goed, so as ons kyk na ons singrafiekie, gaan Tannie nou sommer sê hoe ek hom onthou. Ek het eers 'n berg en dan het ek 'n dal. En my kosgrafiek onthou ek, het maak altyd die vorm van 'n bakkie waarin ek my kossies kan sit. Goed, so dit is hoe ek my grafiekies herken daar. Dan moet ons net kyk na ons basiese tangrafiek. Kan julle nog onthou hoe lyk ons tangrafiek? By tan werk ons mos nou maar met ons 45 grade ook, né? So kom ons kyk gou-gou dat ons tangrafiek teken. Tan kan julle nou onthou wat baie belangrik is by tan, ons het ons asymptote, né? Ons asymptote is 'n waarde waarna toe hy nader, maar nooit gelyk word aan nie, so by 90 grade moet ons asymptote inteken. En by 270 grade. As ons tangrafiekie nou net teken, onthou ons mooi, hy is mos nou by 0 en 0 en by 45 en 1. Dan is hy by 135 en minus 1, 180 en 0, 225 en 1. 315 en minus 1 en 360 en 0.
So as ons dan grafiek teken maak, hy mos nou so slap grafiek. Goed. So ons kritieke punte wat ons by ons tan grafiek altyd moet onthou, is ons 45 grade en 1. En dan nou ons asymptote en ons ander kritieke punte is ook ons 180 grade en 360 grade. Goed, ek het hier vergeet om by die kosgrafiek ons kritieke punte te sê. Ons draaipunt is hier by 180 grade en minus 1. Hierdie punt is die punt 360 grade en 1. En hierdie is 0 grade en 1 en ons kritieke punte is dan elke keer hierdie draaipunte. Want as ons dit goed ken, kan dit vir ons nou help om maklik die vergelyking of die verandering in die grafiek te erken. Goed, so kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Onthou, daar's nou vir ons sketse gegee en dan moet ons die vergelyking gaan bepaal. So ons vraagie sal vir ons sê, bepaal die vergelyking van die triegfunksie wat voorgestel word deur die volgende grafieke. Kom ons kyk na ons eerste grafiekie. Goed, so hier is ons eerste grafiekie, kom ons gaan kyk. Dit is die skets wat hulle vir ons gegee het en hulle vra vir ons bepaal die vergelyking van die triegfunksie wat voorgestel word deur die volgende grafieke. Goed, so, as ons gaan kyk na ons grafiekie, dan kan ek nou sien wat is my kritieke punte. Hier het ek nou 0 en 0, 90,5, daar is dieselfde, hierdie is 270 minus 'n half en 360. Ek herken die vorm, so wat is die vorm? Hy het eers 'n bergie en dan 'n dal. Met ander woorde, dit is 'n vorm van 'n singrafiek. So as hy die vorm het van 'n singrafiek, hoe gaan my vergelyking lyk? My vergelyking moet dan gelyk wees aan A sin x plus q. Goed. So, A het ons gesien word bepaal deur die amplitude, né? Die amplitude het 'n invloed op ons A. So, as ons gaan kyk om A te kan bepaal, dan kan ons sê die amplitude, kan julle onthou hoe werk ons die amplitude uit? Is mos my maksimum y minus my minimum y gedeel deur 2. Wat is my maksimum y? My maksimum y is 'n half. Minus en my minimum y is minus 'n half en ons moet dit deel deur 2. Met ander woorde, ons kry 'n half plus 'n half wat 1 is op 2. So my amplitude is 'n half. Nou kan ek ook sien, daar is geen refleksie nie. Hy het nou eers my berg en dan my dal, so hy moet 'n positiewe wees. Met ander woorde, fx is gelyk aan 'n half sin x plus q. Maar as ons nou gaan kyk na die vertikale verskywing, het hierdie grafiek enigstens vertikaal geskuif? Want onthou, q hang af van die vertikale verskywing. My singrafiek gaan eers op dan af, met ander woorde, hy het geen refleksie gemaak nie, en q is die vertikale verskywing van die grafiek. Nou hierdie grafiek het nêrens heen geskuif nie, met ander woorde, q is 0, so ek kan sê die vergelyking van my lyn is met ander woorde, van my grafiek is met ander woorde, fx is gelyk aan 'n half sin x. En dit is dan ons finale antwoord. Ons tweede grafiekie, onthou die vraag is, bepaal die
vergelyking van die triegfunksie wat voorgestel word deur die volgende grafieke. So as ons kyk na hierdie grafiek, hier is ons grafiek vir ons nou geteken. Dit is wat hulle vir ons gee. Die grafiek lyk so, ons het ons x en ons y, dit is al wat hulle vir ons gee. So in die eerste plek moet ons hom herken. So, as jy kyk na hom, hoe lyk sy vorm? Sy vorm is reg, dit is vir 'n kosgrafiek, né? Want ek het 'n mooi bakkie waarin ek my kossies kan sit. Met ander woorde, dis definitief 'n kosgrafiek. Maar ek gaan met ander woorde daarom sê, my vergelyking gaan wees, gx is gelyk aan a cos x plus q. Reg. A word beïnvloed deur ons amplitude. Ons kan ons amplitude bepaal deur ons maksimum y minus ons minimum y gedeel deur 2. Nou weer eens onthou ons kritiekepunte is nou gewoonlik 0 en 1, 90 en 0, 180. So kan julle sien wat het met hierdie een gebeur. Hy het 'n vertikale uittrekking gehad, né? So ons het 'n vertikale uittrekking, ons kan met ons amplitude bepaal deur ons maksimum minus ons minimum gedeel deur 2 en dit gee vir ons 4 gedeel deur 2 wat gelyk is aan 2. En ons sien ook hier is geen refleksie nie, met ander woorde my kos val nie uit my bakkie uit nie, so hy bly positief. Met ander woorde, ons het gx is gelyk aan 2 cos x plus q. Wat sien ek nou verder? Q is my vertikale verskywing. Het hierdie grafiek op of afgeskuif? Hy het geen vertikale verskywing nie. Daarom is my q gelyk aan 0. So my vergelyking is met ander woorde gx is gelyk aan 2 cos x. Ons kyk na ons volgende sketsie. Ons het hier so 3 en min 3. En dan het ons nou 45 grade, 90 grade, 135 grade en 180 grade. So hierdie is nou net 'n gedeelte van 'n skets wat vir ons gegee is. Maar die oomblik wat ek nou sien hier is 'n asymptoot, né? So hier teken hulle nou vir ons 'n asymptoot in. Dan kan ek al klaar weet, maar dit moet met 'n tangrafiek verband hou, né? So my vorm van my tangrafiek kan ek mooi herken. By 0 en 0 het ek my punt 0. By 45 het ek my punt minus 3. Dan het ek weer by 135 is my punt 3 en by 180 is my punt 0. Goed, so ons erken aan die vorm dat dit 'n tangrafiek is. Dit is nou net 'n gedeelte van 'n tangrafiek, nee, maar ons het genoeg inligting sodat ons die vergelyking van die tangrafiek kan bepaal. Met ander woorde, ons vergelyking moet gelyk wees. Y is gelyk aan A tan x plus q. Goed, so,
as ons kyk na die grafiek, kan ons onthou, dit is hoekom Tannie vir julle altyd, of nou baie mooi sê, ons moet onthou hoe lyk ons basiese grafiekie, want dit is wat vir ons kan help om te weet wat gebeur het, nee. So as ons dink oor ons basiese grafiekie van tan, dan gaan ons sien, met ons basiese grafiek het hy by 90 grade het hy 'n asymptoot en hy gaan deur 45 en 1, né? So wat kan ons sien het met hierdie grafiek gebeur? Goed, so, as ons gekyk het na ons basiese grafiekie, dan was hy by 45 en 1, né? So hierdie ene het nou 45 en minus 3. Met ander woorde, die skaalfaktor waarmee hy uitgerek het, is 'n skaalfaktor van 3. En daarna is hy gereflekteer. Ek kan met ander woorde sê, A is gelyk aan minus 3. Nee, want onthou, ons het nou gehad dat die tan van 45 grade is gewoonlik 1. Maar nou is die tan van 45 grade gelyk aan minus 3. So ek kan sê, y is gelyk aan minus 3 tan x plus y. Maar as ek nou kyk na die grafiek, dan sien ek daar is geen vertikale verskywing nie. Met ander woorde, ek kan sê, q is gelyk aan 0, met ander woorde, y is gelyk aan minus 3 tan x, is die antwoord wat hierdie grafiek verteenwoordig. So hier is ons volgende grafiekie vir ons gegee, wat hulle nou vir ons vra. Bepaal die vergelyking van die triegfunksie wat nou deur hierdie skets voorgestel is. So as ons kyk na hom, wat gaan ons sien? Hy gaan eers op en dan af, met ander woorde, hy het eers 'n berg en dan 'n dal. So as ek kyk na sy vorm, dan erken ek 'n singrafiekse vorm. Met ander woorde, ek kan daarom sê, fx moet gelyk wees aan a sin x plus q. Goed, so as ons nou kyk, maar onthou my oorspronklike enetjie begin by 0 en 0. So hierdie grafiek het definitief 'n vertikale verskywing ondergaan, né? Maar in die eerste plek gaan ons kyk as ons a kan bepaal, want a word deur ons amplitude bepaal. En ons amplitude het ons is altyd ons maksimum y minus ons minimum y gedeel deur 2, né? En met ander woorde, as ons nou kyk wat is my maksimumwaarde? My maksimumwaarde is 1, minus my minimum is minus 3 gedeel deur 2, so ek kry met ander woorde 1 plus 3 op 2, en dit gee vir my 4 op 2 wat 2 is. Met ander woorde, my amplitude is 2. Ek kan ook sien, daar is geen refleksie nie, nee, want hy gaan eers op en dan af. Hy het eers sy berg en dan sy dal. So hy het geen refleksie nie, met ander woorde, A is doodgewoon weg 2. Omdat daar geen refleksie is nie, kan ek met ander woorde sê, daarom is fx gelyk aan 2 sin x plus q. Maar nou skuif hy 1 eenheid af. Daarom beteken dit q gaan gelyk wees aan min 1
En dit beteken met ander woorde, my vergelyking is fx is gelyk aan 2 sin x minus 1. Goed, so as ons kyk na hierdie grafiek, wat sien julle? Dit is 'n omgekeerde bakkie, so as ek nou kyk na my vorm, dan sien ek dis 'n omgekeerde bakkie, so dit maak 'n negatiewe kosgrafiek. Want met ander woorde, my kossies gaan mos nou uitval, met ander woorde, hy het gereflekteer in my x-as, né? Goed, so ek weet nou is 'n negatiewe kosgrafiek, met ander woorde, y is gelyk aan a cos x plus q. Goed, so om ons a te bepaal, ons amplitude gaan ons help om ons a te bepaal, né? So ons amplitude is ons maksimum y minus ons minimum y gedeel deur 2. So wat is ons maksimum y? Ons maksimum y is 2,5. Minus ons minimum y wat 1,5 is gedeel deur 2. So as ek daai sommetjie uitwerk, dan kry ek my amplitude is 1/2. Maar omdat hy nou gereflekteer het, met ander woorde, my vertikale uittrekkingsfaktor was nou 1/2. Maar daar is 'n refleksie in die x-as, nee, want hy is nou 'n negatiewe grafiek, so hy het 'n refleksie in my x-as. Met ander woorde, daarom gaan a gelyk wees aan min 1/2, nee? So ek kan nou al sê dat y gaan gelyk wees aan min 1/2 cos x plus q. Nou goed, as ons kyk na ons grafiek van min 1/2 cos x plus q, dan sou dit beteken het dat hierdie grafiek van my hier gaan loop. Maar net tussen min 1/2 en 1/2, dit is mos hoe my 1/2 cos x lyk. Met ander woorde, y is gelyk aan min 1/2 cos x. So wat het met hierdie grafiek gebeur? Wat het met hierdie grafiek gebeur? Hy het 2 eenhede opgeskuif, né? Van hier af 0 skuif hy 2 eenhede op. Van 1/2 af tot by 2,5 het hy 2 opgegaan. Met ander woorde, hy het 'n vertikale verskuiwing en sy vertikale verskuiwing is van 2 eenhede op. Met ander woorde, ek kan sê q is gelyk aan 2. So my finale vergelyking is y is gelyk aan minus 1/2 cos x plus 2. Goed, so kom ons kyk nou na ons laaste voorbeeldjie. Wat julle nou mooi kan saam met my uitwerk en saam dink, en dan kan julle hierdie lesie inoefen deur julle huiswerk te doen. Goed, so as ons kyk na ons vorm, dan sien ons dadelik ons vorm is 'n tangrafiek, né? Want hy het ons asymptote en uit sy manier hoe hy lyk, kan ons dadelik weet dit is 'n tangrafiek. Met ander woorde, ek gaan sê fx moet gelyk wees aan a tan x plus q. Nou beteken dit hierdie grafiek van ons het nou wel vertikaal uitgereik, want onthou, ons basiese grafiek is mos by 0 en 45 en 1. So nou
het hy hierdie grafiek het nou vertikaal uitgerek en hy het opgeskuif. As julle nou mooi kan sien, dan kan julle sien hy het vertikaal uitgerek en hy het wel ook opgeskuif. Hy het nie gereflekteer nie, want hy is nog dieselfde as die gewone ene, nee. So kom ons kyk gou-gou. As ons sou gekyk het waar sou hy gelê het, met ander woorde, as hierdie grafiek kan ek nou sien het eintlik een eenheid opgegaan, né? So as ons hom teken asof hy nou een eenheid afkom, dan gaan hy mos nou daar lê by 0 en 0 en daai enetjie gaan daar lê. So dan is hy by 45 en 2. Met ander woorde, ons kan sê die vertikale uitrekking is 'n skaalfaktor van 2. Met ander woorde, A is 2, so ek weet fx is gelyk aan 2 tan x plus q. En ons het mos nou gesê, hy het een eenheid opgeskuif, is sy vertikale verskuiwing een eenheid op, met ander woorde, q is gelyk aan 1, so my finale vergelyking van hierdie grafiek is y is gelyk aan 2 tan x plus 1. Ek hoop jy kon nou met hierdie voorbeeldjies mooi agtergekom het hoe om die vergelyking van jou triegfunksie te bepaal, en jy kan hierdie les nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Dit is baie belangrike werk hierdie, want jou hele triegloopbaan verder tot in matriek word op dit gebou. Geniet dit.